oor my goddelike toekoms as gevolg van respek. Wat wil ek sê? Engelse woord is legacy, maar ek weet nie of legacy 'n goeie vertaling is nie. So, dit gaan nie werk nie. Maar legacy, dis meer as 'n erflating. Dit doen meer as erflating. Baie keer met erflating kan ons iets sien en ons kan dit noem, dit wat meer met fisiese goed, behels. So ek wil sê, my goddelike toekoms as gevolg van respek, ek wil begin by Exodus 3 vers 6, as julle saam met my kan gaan, asseblief merk dit in die Bybel, skryf dit neer. Verder sê hy, dit is waar God vir Moses roep. Moses was the man of power for the hour, en toe vir 40 jaar moet hy gaan leer, dat sonder God kan hy niks doen nie. En daarso waar hy die skapies oppas, sy lewe is rustig, alles het mooi gesettel na al die drama in Egipte. Die dinge loop mooi, vrou, kinders en skoonpale, alles is rustig en mooi. En toe kom die Here en hy roep hom. Daar waar die chaos was, roep God hom dat hy moet daar gaan waar hy chaos beleef het. Okay. En wat sê die Here? Hoekom sal hy gaan? Daar moet 'n respek vir God wees, en omdat jy my gaan respekteer, Moses, daarom sal jy gaan. Al voel jy hakkel, al voel jy dit gaan nie reg wees nie, dit kan nie reg wees nie. Omdat jy my respekteer, daarom glo ek, Moses, dat jy sal gaan. En God sê, verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hy het sommer dadelik geweet wie is hierdie God. En hy het dadelike vrees, hy het dadelike respek vir hierdie God gehad, so erg dat hy was bang om homself aan te sien. Net omdat God gesê het, nie omdat hy gesê het, ek het die hemel, ek het die aarde gemaak, ek het hierdie krag, ek het daardie krag, ek het hierdie dinge wat ek kan doen, ek kan net so sê, en dan gaan dit gebeur. Ek kan net hierdie ding doen, en dan gaan mense genees wees, gered wees. Ek het al hierdie bewyse van my onsaglike krag, almag, sterkte. Nee, niks van dit nie. Hy het net gesê, ek is die God van jou oupa, grootjie daar, Abraham, Isak en Jakob. En op 'n manier, op grond daarvan, het hierdie man, Moses, verstaan, ek moet 'n respek hê. Hierdie is die ware God. Hoe kon dit gebeur het? Andersins, as dit daardie voorgeslagte, het die kinders geleer, wie is hierdie God? Wie is hierdie onsaglike God vir wie hulle moet respek hê? Nie net, my kind, die Here is lief vir jou, jy moet hom aanneem, jy moet hom volg. Maar wat die kinders geleer het, is hoe 'n onsaglike respek moet ek vir hierdie God hê. Dis die lewende God, dit is die God van hemel en aarde. So toe God vir hom sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Moses het sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En hy het aangeneem dat hy gaan God nou sien. Julle onthou die illustrasie wat ek 47 keer gedoen het, Abraham, Isak, Jakob, kom gou hier asseblief. Daar sit Jakob kom gou. Ek sien Isak, jy lyk vir my soos Abraham man, jy. Daar sê. As jy daar op daai trappie staan, jy staan voor hom en jy staan hier voor. Hier so op. Daar sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hier is ons God praat met Moses. En hy verduidelik, weet jy wie ek is? Die een wat jou soontoe roep is, en hy gaan God en hy gaan staan agter. Ek is die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Ek is die God wat hy vir jou vertel het, wat hy vertel het wie ek is. En as jy dit weet, wat jou oupa jou vertel het, jou pa jou vertel het van wie ek is, jou oupa grootjie, jou oupa en jou pa jou vertel het van wie ek is, dan weet jy dat jy moet gaan.
dan weet jy, dit maak nie saak wat jy voel, wat die omstandighede is nie, jy moet gaan. En op grond daarvan, sê Moses, ek het respek, ek is te bang om u te sien, baie dankie. My broer my sê, mag dit so waar wees. Ons het al 'n paar keer gesê, hierso, laat dit so wees dat jou kinders sê, joh, ek dien die God van my oupa se pa, van my oupa en van my pa. Dis wat jou kind moet sê. En op grond daarvan moet jou kind 'n onsaglike respek vir God hê. Dan was daar legacy. Dan het jy geïmparteer dit wat meer as 'n erflating is. That what was more than inheritance. That's what you imparted to your child. You imparted legacy. Die feit van respek vir God, en dit beteken, ons redeneer nie daaroor nie. Al verstaan ek dit nie, al voel ek nie dit nie, al wil ek nie hierdie ding doen nie, al gaan ek deur moeilike omstandighede, al kan ek nie 1 + 1 by mekaar sit en 2 kry, oor wat God doen in my lewe nie, nog steeds, ek sal God dien, want ek het respek vir hom. Amen. En daardie respek, my broer, my sis, is wat jy jou kind leer, wat jy jou kleinkind leer, dan is daar 'n erflating wat uit die hemel uitkom vir jou kind. Wat uit die hemel uitkom vir jou kind. En interessant, dit werk net die teenoorgestelde ook, vir die kinders. Eer jou pa en jou ma. Want as jy jou pa en jou ma eer, gaan jy bereid wees om te hoor wat hulle sê. Jy gaan stil bly as hulle praat. Jy gaan leerbaar wees. Jy gaan oop wees. En wanneer jy oop is, gaan en respek het vir hierdie pa en ma van jou, of maak hulle foute, maar jy kan sien, daar's een ding van my ma. Wie van julle het dit met die ouer geslag beleef? Al was dit van watter kerk ook al. Wie het dit geleef, dat daar was 'n respek vir God. En as jy nou mooi daaraan dink, ek en jy, dan was dit vir ons mooi. Dit was vir ons mooi om te sien hoe oupa met respek die woord hanteer het. Hallo? Hy het gebid en hy het nie noodwendig so gebid soos wat ons dink ons moet altyd bid nie. Maar jy het iets in sy stem gehoor toe hy gebid het. Respek vir God. Hallo? Daai Dawid het droog gemaak. Dawid het droog gemaak. Ek bedoel, ek gaan daai buurvrou vat, maar ek gaan eers die buurvrou se man doodmaak. Waar in jou lewe het jy dit gehoor? Daar in Langehoven Park. Laat niemand dit doen nie in Jesus naam. Maar, hallo, dis nou 'n korrupte regering. Jy weet, daai president, hy like daai vrou en hy organise dat die man doodgemaak word, sodat hy die vrou kan vat. En dan vat hy die vrou. En sy is sommer nou die president se vrou. Jo, wat kon die mense gesê het? Maar nog steeds maak nie saak wat se foute nie. Aan die einde van die dag het Dawid gehardloop na God, het hy 'n respek vir God gehad. En daarom was daar 'n legacy, daar was dit 'n toekoms, 'n goddelike toekoms vir sy kinders, sy kleinkinders. Daar sal nooit iemand ontbreek om op die troon te sit nie, het God gesê vir Dawid. En ter wille van my knegt Dawid, het ek genade gegee vir sy kleinkind. Het ek genade gegee vir sy agterkleinkind. My broer, my sis, leef jy vanuit 'n respek vir God? Leef jy vanuit daai plek? Sal dit vir jou goed wees om eendag te weet, dat God sê, ter wille van jou, sal ek vir jou kleinkind en jou agterkleinkind nog genade gee om hulle te bekeer, vir al die nonsens wat hulle besig is om aan te vang. Dis iets van 'n erflating wat jy vir hulle los, wat geen geld kan koop nie. Maar het begin by ek en jy, wat nou hier sit, en wanneer ek nou aandag gee, aan die woord, hoekom? Want ek respekteer God. Nie omdat ek alles vat, nie omdat al vat ek nie die helfte, maar hoe ook al, van wat vandag gepreek word. Maar wanneer ek met respek sit, wanneer die woord oopgemaak word, wanneer iemand die woord spreek, daar is 'n toekoms. Miljoen keer gesê, een gebod met 'n belofte, eer jou pa en jou ma, en jy sal die toekoms hê wat ek vir jou beplan het. Wat die toekoms wat ek vir jou beplan het. Amen.
Dit was Moses. Goed. Wat sien ons? Nou praat ons van Abraham, Isak en Jakob. Ons gaan nie so eentjie terug. Dan sê hy daar so in Hebreërs, hierdie Abraham wat al hierdie geloof gehad het, yes, en die Here sê, ek gee vir jou die land, ek gee vir jou die land, nou hoor julle asseblief baie mooi, ek gee vir jou die land, ek gee vir jou hierdie beloftes, wat jou kinders en julle sal beerwe. Maar dan kom Abraham nog steeds, en hy hardloop nie om net die land te vat, wat die God hom beloof het nie. Hy leef in tente. Dis soos, hierdie ou neem nie die beloftes van God in besit nie. Is dit nie die geloof wat ek en jy moet hê, om die beloftes in besit te neem, in die land in besit te neem, as Abraham dan hierdie geloof het, hoekom gaan hy nie net en hy vat die land nie? Hoekom hobber hy rond in tente? Want die skrif sê, want hy het die stad verwag, wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. There was something about legacy that he saw beyond, that the legacy is not first, the physical. Dat daai erflating wat God my gee, daai belofte wat God my gee, is nie eerstens net vir Kanaan nie. Maar eerstens gaan dit oor. Hy het in die toekoms gesien, tot verby die openbaring, die nuwe Jerusalem uit die hemel, wat sal neerdal. Het hierdie Abraham van geloof, hierdie man van geloof, hy dwars deur die Ou Testament, dwars deur die lewe van Jesus op aarde, dwars deur dit, die Nuwe Testamentiese kerk, tot verby die Nuwe Testamentiese kerk, wat aan die einde van die dag kom, en die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdal. En hy het 'n stad verwag. Wow, dit is nogal profeties sien. Mag God jou help om in die gees te sien, waarna toe werk jy? En as jou Kanaan nie inpas by dit wat God sien, en jy sien wat God sien, dat dit nie vir jou plan A, dat dit nie vir jou die belangrikste sal word nie. Dat ek nie sal bid, en ek wil amper sê die Here gebruik en gebed gebruik, om my Kanaan te kry nie. Ek sê nie, dat Abraham het vergeet om dit vir Isak en Jakob en die 12 stamme te sê nie. Maar ergens sien ek nie weer waar dit so genoem word van, ons gaan die stad inneem, ons gaan Jericho inneem, ons gaan die land inneem. Josua sê vir die volk, maar onthou, soos Vader Abraham gesê het, ons neem dit in besit, maar ons hou ons oë op God, wat 'n stad besig is om te bou vir die nasies. En in daai stad is God die bouer, hy is die argitek. Was waiting for a city whose builder and architect is the Lord. Maar daai boodskap moet saamgaan. Dat die kinders van Israel, dat die kinders, die 12 stamme en hulle kinders, al die klomp Israeliete, dat daar 'n verwagting is om te sê, ek vat nie net die land nie, maar my kind, my kleinkind, onthou, soos Vader Abraham gesê het, hy het soos 'n bywoner, man, daai oupa groetjie van jou, hy het power geloof gehad, hy het geloof gehad, maar weet jy, daar's baie dinge wat hy nie gedoen het nie, want in sy hart, het hy so verhouding met hierdie God gehad, wat ek met jou oor praat. Hy het so verhouding gehad, dat hy het iets in God se hart gesien. Hy het verwag 'n stad, waar die argitek en die bouer, God homself is. Nou selfs vandag, my broer, my sis, is dit die kerk, ja. Die kerk as agent. Die kerk as die agent, wat bid, on earth as it is in heaven. What is in heaven? What is in heaven? The New Jerusalem. En die kerk word die agent wat moet bid. Wie moet dit bid? Op die aarde, soos wat dit in die hemel is. Laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. En die scepter en die koninkryk en die gesag vanuit die koninkryk kom vanuit die nuwe stad Jerusalem, waar God regeer op die berg Sion. Baie konsepte, maar nog steeds. Op die berg Sion daal die nuwe stad Jerusalem neer. En wie sal tot in ewigheid regeer? Die koning van alle konings, die Here van alle Here.
Maar wat leer ek en jy, ons kinders? As jy die Here vertrou, sal jy kry. As jy die Here vertrou, hy sal laat jou begeertes aan die Here oor. Die Here sal vir jou voorsien. Die Here is 'n wonderlike God wat jou voorsien. Maar laat die voorsiening nou nie mooi uitwerk nie. Laat daai afspraak en daai besigheidsafspraak met die ouens nou nie so mooi uitwerk nie. Laat daai ou by die besigheid lelik wees met jou. Wat het dan gebeur? Mag God die kerk help in Jesus naam. Amen. Wat is jou verwagting in die Here? Weet jou kind en jou kleinkind, wat is jou verwagting in die Here? Weet jou kleinkind, wat is die passie, wat is die geloof, wat is die honger, waarna ouma uitsien? Sy sien uit na iets, mamma sien uit na iets, papa sien uit na iets. Wat is dit? Hy sien uit na die dag, wanneer God kom, en wanneer hy die stad sien, wanneer oupa kan sien, wat het Vader God gebou, deur sy seun. Mag dit op jou kleinkind se lippe wees, dit waarna jy uitsien, saam met die Here. Then you're building legacy, dan gee jy van my erflating. Vergeet van die 10 miljoen, gee dit vir die armes. As jy nie dit kan gee vir jou kind, hoe om God te vrees nie, hoe om 'n verwagting te hê in die Here nie. Vergeet van die 10 miljoen asseblief, in Jesus naam. Hierso kom dit, Abraham, Isak, Jakob en Moses, jy sal gaan. En Moses kry iemand, Josua, die seun van Nun, né? Josua. En hier is 'n man, hy is veronderstel om dan te ontvang van Moses. Hoekom? Want hy hanteer hom met so respek, maar hy hanteer hom met so respek, hy gaan soos 'n ou skoothondjie. Jy weet, hy gaan soos 'n ou skoothondjie. Gaan hy agter ou Moses aan. Jy weet, hy het niks beter om te doen nie. Hy loop nou maar agter Moses aan. Jy weet wat's fout. Hy moet nou groot word, man. Magtig. Hierdie Joshakie moet daarom seker nou groot word. Wat loop hy net agter Moses aan? Maar as Moses daar gaan vir 40 dae, dan sit hy by daai berg en wag. Soos wat 'n hondjie sal wag daar so vir sy baas. Ek sê nie daar was normale mense wat so kon gedink het nie. Dalk was nie een van hulle so nie. Die Israeliete. Maar hulle het hierdie man gesien. Daar waar Moses gaan, daar gaan hy. En selfs toe, as Moses uit die teenwoordigheid van God gaan, het Joshua selfs nog daar gebly. Net by die pastoor waai, toe bly nog steeds in die kerk en hulle bid. Alright. Wat sê ek? En toe gebeur dit daar by Joshua 1. Hierdie Joshua was so getrou om te dien, om Moses te eer. Hy was so getrou, dat hy sou daar bly sit het. Hy sou daar bly sit het en wag. So God moes kom om vir hom te sê, Moses is dood. Jy kan nie meer hier wag nie. Maak jou klaar. En God praat met Joshua in die plek van getrouheid. In die plek van 'n getrouheid van hierdie man, wat so getrou is aan daardie leier. Hy is so getrou om te dien. Hy is so getrou om te volg. En in daardie plek van getrouheid kom God en sê, staan op, vat die land, gaan deur die Jordaan. Nou gaan julle alles erf. Jou grootste deurbraak is wanneer God met jou kom praat, waar jy staan in 'n plek van getrouheid. In 'n plek van getrouheid. En daai ou 40 dae, daar so onder by die berg was, daar was nie 'n show gewees nie. Alles was nie so nice noodwendig nie. Daar was nie iets wat hom besig hou sodat hy nie verveeld raak nie. Ek weet ons raak nooit verveeld met die woord nie. Ons raak nooit verveeld as ons nou hier 3 ure gaan sit nie. Maar hier sit hierdie man. Maar hy kry nie 'n issue as hy vir 40 dae moet wag. Nie iets ontvang, nie iets het om te lees, nie iets om te beleef. 40 dae moet wag. Hy het so 'n paar keer gewag. En toe God vir hom sê, staan op, toe is daar niks van wag meer nie vir hierdie man. Vir 'n man wat bereid is om te wag
En ewe skielik is daar Debak op Debak. En nou sit dit, môre is dit, vat Jericho, 7 dae Jericho, dan vat Ai, dan doen dit, dan dit, dan doen dit. En so, die dinge loop. Want het was 'n man wat vanuit respek geweet het hoe om te wag. Wag op die Here. Wag op die Here, my boet, my sis, het te doen met respek. Jy gaan nie die ding net doen nie. Saul wag eerder. Wag eerder. Al is dit tot op die nippertjie. Wag eerder vir Samuel. Omdat jy respek het dat dit is die profeet. En jy het respek vir die offer. En jy het respek vir God. Dat jy kan nie sommer dit doen omdat jy wel gesag het. En dit is vir jou moontlik om dit te doen, man. Dit is vir jou moontlik om baie dinge te doen, ek en jy môre. Maar hoekom gaan jy dit nie doen nie? Want jy het respek vir God en jy wil wag en weet, Here, is dit u plan met my lewe? Is dit wat u wil hê? En die Here sê, jy moet stil bly in die meeting. In daardie vergadering gaan jy stil bly, jy gaan net bid. Maar jy het soveel antwoorde wat jy kan gee. As ons daai lewe kan ingaan, en ons gaan in daai lewe in, want ons gaan al hoe meer, die kerk gaan al hoe meer volwasse word, om so te leef as seuns van God. En die kenmerk van die seuns, Romeine 8, die neer kan skryf, is wat? Die wat gelei word deur die Gees van God, hulle is die seuns van God. Iemand moet op my skree, Romeine 8 vers 16 of 14, daarom. Those who are led by the Spirit, those are the sons of God. Party het dit vertaal en hulle is die kinders, maar dit is eintlik in sy konteks, hulle is die volwasse kinders. They are the sons of God. Those who are led by the Spirit. Want die wat Jesus aangeneem het, hulle is almal kinders. Nie kindertjies van Jesus nie, want Vader God is nie ons oupa nie. Hulle is nie kindertjies van Jesus nie. Hy is die seun, ons is seuns in hom van die Vader. Amen. Jy gaan nie vir Vader God oupa sê nie. Jy sê net vir Vader God oupa as jy sê jy's 'n kind van Jesus. Ek weet, ek trap nie op 'n toon nie, maar ek sê, ons oordeel niemand nie. Baie goed, baie liedjies is vanuit opregtheid, maar asseblief, kom ons leer die kinders reg. Hoe is die familie in die drie eenheid? Hoe pas ons in die familie van God? Amen. Ons is met mekaar. Daar sê, ons gaan aan. Maar, Abraham, Isak, Jakob word Israel, dit gaan goed. Jakob word Israel. En daar's 'n seun wat hom eer. Daar's 'n seun wat hom eer, sy naam is Josef. Maar Josef gaan deur al die goedjies wat ons almal nou weet. Wat gebeur? En wat maak Josef met sy paleis? Hy bring die ouens wat hom verniel het, die ouens wat lelik was met hom, die ouens wat hy reg in die tronk aangooi. Hy bring hulle terug om voorsiening te hê, né? Om voorsiening te hê. En wat sê hy? Leef my pa. Bring my pa en almal. Bring my pa en almal. Ek wil vir hulle almal. Vir julle almal wat lelik was, wat vir my pa gelieg het en gesê het ek's dood. Ek wil vir julle en vir my pa. Wil ek een van die beste plekke, Goshen van Egipte, wil ek vir julle gee. That's legacy. Dis 'n man wat verstaan generasie seëninge, dat God in generasies werk en meer. Na die dag kom wat? Meer en meer na die dag wanneer die nuwe Jerusalem, die stad. He was waiting for a city whose builder and architect is the Lord. Abraham. En meer van sy koninkryk sal ons dit sien. As sy koninkryk nie gaan meer word op aarde nie, vir wat sal die Here wil hê, ons moet ons tyd mors wanneer ons met Vader God praat en sê, Jesus, bid, laat sy koninkryk kom. Hoekom? Want al hoe meer gaan sy koninkryk kom. Hoekom moet jy dit dan bid? Sodat dit in jou lewe ook plaasvind. En in jou kinders, en in jou familie, en in jou omstandighede, en dat jou besigheid 'n instrument word, sodat vir God se koninkryk om te kom. Amen. Wat 'n verwagting gee ons mense. Maar, hier's Josua en die hele geslag van Josua. Toe gebeur daar iets, Rigters 2 vers 10.
En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders, die geslag van Josef, versamel is, nadat hulle almal hemel toe gegaan het. Staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Hoe in die lewe het dit gebeur? Hoe in die lewe is daai legacy, is daai erflating nie oorgedra? Dit wat deur God soveel keer beveel is, om jou kinders op te rig in die weë van God. En nie net sodat hulle weet nie, want dan maak jy 'n fariseer groot, as hulle alles van die Bybel weet. Maar dat jou kinders het jy onderrig, as hulle weet hoe om vir God respek te hê, hoe om God te eer, hoe om sy gebooie te onderhou, hoe om op te pas. Pas op, dat jy nie dit verlaat nie. Pas op, dat jy jou hart nie op 'n verkeerde plek. Pas op beteken, nie jy moet bang wees nie. Want as iemand sê pas op, dan is dit soos in, hey, gee aandag, hier is ons gevaar. Gee aandag, luister vir my met respek. Vat wat ek vir jou sê. So is ons veronderstel om God se woord te vat. Of ek kan terugsit soos Fariseërs besluit, dit vat ek, ja, dit het ek al gehoor, dit. Wat gebeur in jou hart wanneer jy die woord hoor? Eerste ding, respek. Dis, as jy 'n man van legacy is dit as jy 'n agent is, waar dit nie gaan stop vir die volgende generasie nie. Want weet jy wat het presies net hierna gebeur? Ander generasie het opgestaan en vanaf daai generasie het hulle slawe van Egipte geword. Wat hierdie ding begin? By die lelike, aaklige Egiptenare. Nee, by 'n generasie wat hulle kinders nie vertel het van God nie, van sy awesome werke, en hoe jy respek vir God het, en hoe jy nie moan of grou nie, as God sê, doen dit, dan doen jy dit. So het dit gewerk vir Abraham, vir Isak, vir Jakob. Kom ek vertel julle die verhale van al hierdie voorgeslagte en hoe hulle gestruggle het met sekere goed, maar die oomblik toe hulle respek vir God het en doen wat hy sê, toe was hierdie deurbrake daar. Ongelukkig het ons te veel restaurant mentaliteit gekry. The client is always, what? Who's always right? Ja, daai ou. Hy is altyd reg. The customer, ja. So die customer het die gesag. Die customer moet geplease word. Ongelukkig het ons die customer mentaliteit ongelukkig gekry. En was dit gerieflik vir baie ouens na COVID om net nie terug kerk toe te gaan nie. Want hulle sê, ek weet, 20%, meer as 20%, kom ek sê net 20%, maar dis meer. Van die kerk wat, en oor die wêreld wat net nie weer teruggegaan het kerk toe nie. Wat ergens losloop. Ja, nee. Ons het nie daai skootertjies wat by elke huis die evangelie moet gaan aflewer nie. Hallo. Wat doen met daai ons? Mr. Delivery. Ja. Maar laat ons saamkom na die huis van die Here. Ja, maar ons is elkeen is die tempel, maar ons bou die huis van God, want elkeen is 'n lewende steen. Amen. Lewende steen. Laat jou inbou. Halleluja. Geslag wat die Here nie geken het nie, en ook nie die werk wat hy gedoen het nie. En toe daar so geslag opstaan, as jy dit soek, dat jou kinders moet onder slawerny wees, my boet, my sis, jou kleinkinders moet onder slawerny en die vloek van slawerny wees. Nie, dis hulle keuse. Dis hulle keuse. Ons praat met hulle, maar dis hulle keuse. Ja, dit is hulle keuse. Jy kan hulle nie forceer nie. Maar weet jy, respek in my, forceer my, om verby my emosies, verby my opinie, verby my wip, verby my whatever, te gaan. En daai respek maak my lewe veilig. Teen my eie emosies, teen my eie vlees, teen my eie denke, teen my eie gemors, teen my eie opiniekies.
Daai respek kan my veilig hou. Amen. Ons is nog hierso. Ons soek nie, daar gaan nie so 'n generasie opstaan nie. In Jesus naam. Die kerk gaan soos nooit tevore die kinders vertel. Deuteronomium 4:9. Kom ons lees hom vinnig. Neem jou net in ag. Dit wil sê, stop dit. Moenie evalueer jouself. Toets jouself. Gee jou so 8/10, gee jouself so 3/10. Wat beteken dit? Neem jou in ag. Besluit. Is jy by 3/10 of 8/10? Wees terdee. Wat is 'n ander woord vir terdee? Dis dan maar 'n ou woord. Wees terdee. Wees intens. Wees met alles. Op jou hoede. Want dis nou nog erger. Neem jou in ag. Wees terdee. Op jou hoede. Dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie. Wat het jou oë gesien van God, my broer, my sis? En dat hulle uit jou hart nie moet wyk nie. Daar's baie ouens wat kan onthou wat die Here gedoen het, maar dit doen nie meer iets in die hart nie. Jy het 'n getuienis, jou hart vir die Here gegee, toe het die Here jou vrygemaak van hierdie ding en die Here het jou vry en nie het hy jou vir jou voorsien. Daai dae was daar niks en die kos hy was nie. En ewe skielik het die Here so voorsien. En hoe die Here het jou gebruik het in daai situasie en jy het gesien God beweeg op daai persoon en hoe God daai persoon genees het in sy hart. Koester jy dit en onthou jy dit met jou hart of is dit ten minste so bietjie in jou geheue, in jou kop? God sê, jy moet oppas, jy moet terdee ag gee en op jou hoede wees. Hoekom? Want dit is die Satan en die hel wat dit uit jou hart uitsteel. Hoekom het hulle nie ingegaan in Kanaan nie? Want hulle die wonderwerke vergeet. En jy vervang die wonderwerk met negativiteit. Jy vervang die wonderwerk met die issue. Daarom sê God, julle het nou 10 maal gemurmureer, daarom sal julle nie in julle destiny ingaan. You will not walk into the legacy that I promised Abraham, Isaac, Jacob right through. You will not be the generation to inherit all the promises from Abraham, Isaac, Jacob right through. It will be for the next generation. It will pass your generation. Mag dit nie so wees vir ons lewens nie. Amen. Ag my broer, my sis, asseblief, ons is nog hier. Mag ek verstaan. Dit moet, hy sê, dat dit uit jou hart nie wyk nie al die dae van jou lewe. En hoekom? Ben dan. Vanuit jou hart, wat jy deel, met dit wat jou oë gesien het, wat moet jy met dit doen? Jy moet dit aan jou kinders en jou kinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe ek en jy voor God gestaan het, ek glo ons het staan voor God, mag dit so wees, as jy dit nie doen nie, kom in daai plek, dat jy kan staan voor God, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Hoe gaan jy, my broer, my sis, die Here vrees? Hoe gaan jy respek hê vir God? Hoe gaan jy jou kind leer, nie die dinge van God nie, nie die informasie gee, sodat hulle fantastiese fariseërs word nie. Nie die informasie, en dan staan ek terug en sê, dis hulle keuse. Hoe gaan ek hulle leer? Want ek gaan uit my hart praat. As jy uit jou hart praat, wat jy van God beleef. As jy uit jou hart praat, dat jy het God gehoor, en jy het God gesien, soos 'n Job in die natuur. As jy dit kan doen, sal jou kinders die Here vrees. You will have legacy in generations. It will come. En julle weet dat vandag ons kinders soveel meer gemors moet face. Daai tyd, die tyd, 1902, het hulle gepraat van blou films. Iemand al gehoor van blou films? Nou, nie so heilig lyk nie. Ek sê nie jy het dit gekyk nie, maar jy het geweet daarvan. Maar om 'n blou film in die hande te kry, dis nou 'n ding wat so bietjie, waar iemand so bietjie kaler is as wat hulle veronderstel is om te wees. Dit was nogal 'n issue om 'n blou film in die hande te kry, het die ouens gesê.
Vandag, daar's 1000 van hulle in jou hand, in die hand van jou kind, met die druk van 'n knoppie. Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk, tsk. 1000 maal meer as jy, moet jou kind die Here vrees. Nie vrees om weg te hardloop soos die duiwel nie. Vrees wat God aanbid. Vrees wat God se gesag bewonder. Daar's 'n vrees wat sy gesag bewonder. Daar's 'n vrees dat die duiwel hardloop. Die vrees wat God bewonder. Jy kan dan nie skuif. Die vrees wat God se gesag bewonder. Onthou, as jy dit lees in die Bybel, daai jy moet die Here vrees. Wat sê dit? Jy moet sy gesag bewonder en ontvang. Want in sy gesag is jy veilig. As die polisie hier is jy nou veilig teen daai vyand, teen daai skurke. Hoekom is jy veilig? Want hulle het gesag. En jy glo in hulle gesag, jy voel veilig, want jy aanvaar hulle gesag, jy respekteer die polisie se gesag, jy vloek hulle nie net en sê, of redeneer met hulle en het met hulle 'n fight nie. Hallo? So wanneer jy vir gesag kan respekteer, is dit 'n plek van veiligheid vir die kerk in die toekoms waar dit vandag daar geskit word, waar vandag nasies en bankers daar so onder skuil. En ouens nie weet, gaan my 5 kinders net nou dood wees, oor 'n minuut, oor 'n halfuur. Gaan my kinders opgeblaas wees oor 'n halfuur. Ek is jammer, maar dit is op die oomblik wat gebeur, vir baie ouens. Dat hulle kan leer om my te vrees. Ek sal my hulle woorde laat hoor. Mag jou kind God se woorde hoor. Want God self het gepraat en toe hulle God se woorde hoor. Ek sal kom, vergader die volk en ek self gaan praat. Jy leer God se stem ken onder leiding van die Gees, sodat jy onder leiding van die Gees met jou kind kan praat, dat jou kind die stem van God deur jou kan hoor. Amen. En nie die stem van frustrasie of die stem van dit, ja, ons is moedeloos, maar aan die einde van daai ding, soos in 'n Psalm, jy kan sê ek is frustreerd met dit en ek voel dit en ek voel dat en ek voel dit, maar, almal sê maar, en daai maar is nou die anderste om, né? Maar God is in beheer, maar ons is lief vir God, maar die Here gaan vir ons deurkom, maar hy het so deurgekom vir paale, hy het so deurgekom vir oupaale, hy het so deurgekom vir die volk daar, en jy haal daai getuienisse uit, want dis wat hy skrif sê, jou kinders ken die getuienisse van wat jy gesien het, wat jy beleef het, wat jy ervaar het met jou hart, en in die lig daarvan, wanneer jou kind in die gemors of in die negativiteit oor 10 jaar wil sit, gaan hy onthou die maar wat nie die verskoning was nie, maar die maar wat die oplossing gee, wat jy gepraat het, in jou huis, wat jy gepraat het, daar waar jy werk, wat jy gepraat het vir hy kinders. That's legacy. Jy gee vir daai ons toekoms. Meer as R1 miljoen is wat jy daai ons gee. Volgens God. Ons gaan 'n vinnige ene verder. Josua. My knegt Moses is dood, maak jou dan klaar. Dit is omdat Josua getrou was, klaar gesê. Trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk, wat ek aan julle, die kinders van Israel sal gee. Josua 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool sal trap, gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het. Almal sê soos ek met Moses gespreek het. Weet jou kind wat God met jou gespreek het? Weet jou kind wat God vir jou gesê het? Want hulle gaan die land in besit neem. Hulle gaan deur hierdie Jordaan trek. Daar gaan 'n miracle wees dat hierdie Jordaan opdam. Hulle gaan deurgaan. Hulle gaan die land in besit neem. Maar wat is die tweede helfte? Soos ek met Moses gespreek het. Dit gaan nie so net gebeur nie. Maar as jy oupa se woorde, as jy jou pa se woorde kan onthou wat deur die Gees gespreek is. As jy die Here mooi vra, gaan jy sien baie goed wat jy kan leer. Al het hulle baie foute gehad. Maar maak seker vir jou kinders wat baie groter dinge gaan face. Maak seker dat jou kinders weet wat God vir jou gesê het. Ek weet wat my pa by God gehoor het. Ek hoop jou kinders kan so sê. In vers 5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie.
Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek weet nie hoe was. Ek het nie die geloof nie, want ek weet nie hoe was hy saam met Moses nie. Tensy Moses vir ons vertel het, tensy Moses vir ons het gewys het, tensy Moses daarvan getuig het, kan die Here maar vir jou sê, vir jou kind sê, soos wat ek met jou pa was, maar ek weet nie hoe was hy saam met my pa nie. My pa het my nooit vertel nie. Hoe was die Here saam met my pa? Ek weet nie. Vernietig jou kind, asseblief. Vernietig jou kind, deur hom nie te vertel hoe die Here met jou is, hoe die Here in jou praat, hoe om die Here te vrees. Ek sny dit af in Jesus naam, daai woorde. Maar ek sê net, wake up call. Dan kan nie generasies opstaan wat God nie ken en sy werk nie ken nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk, dis vers 6, die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Hoe gaan hulle dit doen? Hoe gaan hulle die geloof kry? Net omdat Josua so gesê het, nee, hulle ken dit, hulle weet wat was die beloftes wat God aan hulle ouers gegee het. Ken jou kinders, jou kleinkinders, die beloftes wat God aan jou gegee het. Nou, wakker word jy. Hallo? Ken jou kinders en jou kleinkinders die beloftes, sodat hulle eintlik 'n excitement gaan hê oor wat God gaan doen. Ons gaan aan. Josua 1 vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nauwgeset te handel, volgens die hele wet wat Moses, my knegt, vir jou gegee het. Nee, baie jammer, nie vir jou gegee het nie, jou beveel het. Jy kan nie jou kinders net beveel nie. Hulle moet groot word in hulle eie reg en volwasse word om hulle eie besluite te neem. Weet jy wanneer jy volwasse is wanneer jy net 'n besluit, as jy net 'n besluit kan aanvaar. Wie is die volwasse ou? God sê dit, ek vat dit, ek doen dit. Ek verstaan dit nie, maar as God gepraat het, dan doen jy dit. Die een met daai respek vir God, dis die volwassene. Dis die volwassene. Kom ons vat daai rabbies uit. En as jy nou volwasse is, dan maak jy jou eie besluit. As jy volwasse is, dan doen jy net wat God sê en jy hou jou mond, al verstaan jy nie. Ja, gaan sit by die Here, gaan sit by sy voete en leer sy hart, asseblief. Maar daar's 'n faset in die toekoms nou, vir die kerk en die nasies. As die vrees van die Here nie in die kerk is nie, gaan daar die vrees vir die oorlog en die vrees vir al die gemors wat moet gebeur, gaan daar die vrees wees. Daar gaan 'n vrees wees, 'n vrees wat jou vernietig, 'n vrees wat jou vat in 'n gemors in, 'n vrees wat jou wil beskerm, jou eie lewe beskerm sodat jy dit verloor, of daar's 'n vrees wat gaan maak dat jy jou lewe verloor in die Here sodat jy dit kan vind. Vrees sodat jy jou lewe wil behou en die woord van God is teen jou, jou lewe sal vernietig word, jy sal jou lewe verloor. Klaar. Of ek verloor dit deur die kruis van Christus en ek vind dit deur sy opstanding. Ag, asseblief, volgende week as die preek opgaan, gaan luister hom weer, gaan skryf neer en gaan vra Heilige Gees, wat moet jy vat? Hoe moet jy dit vat? Wyk daarvan nie links of reg af nie. Van wat? Van wat jou pa sê, die Here het gesê. Oral waar jy gaan. Mag hierdie wetboek nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Dis waar jy daai woord gaan swat. Ons hele moes daai boekies gegee. Die wat nie 'n boekie gekry het om woord te studeer nie. Ek weet hier soos 'n paar wat al vir my kom vra vir die eksamen. Hulle wil eksamen skryf. Ag, halleluja. Hoekom? Bepeins dit dag en nag sodat jy dit ken. Nee, sodat jy nauwgeset, presies kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Ek los hom daar. Het ek jou nie beveel nie. En God herinner hom. Het ek jou nie beveel nie. Het jy vergeet? Josua, het jy vergeet wat ek nou net 6 verse terug gesê het? Ek wil hê jy moet dit mooi onthou. Daarom het ek jou nie gesê nie. Het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wanneer God met jou praat, my broer, my sis, te veel in die verlede was dit, sodat ek verstaan en onthou dat God het my lief en dit moet
Dit moet. Dis Openbaring 3:20 se gesprek met God. Dat jy sy hart leer ken. Maar hoeveel keer kan jy sê, God het my beveel? Hoeveel keer wanneer jy nou God se stem gehoor het? Hoeveel keer daarna sê jy, God het my beveel? Kom ons sê, God het my beveel. Dis ons nou, as ons nou wakker word en nie gaan sterf in die woestyn nie, maar ons gaan 'n generasie wees wat ons kinders gaan inbring in die Jordaan, deur die Jordaan in Kanaan in. Dan het jy die tipe van woorde van God het my beveel. En daai kinders weet, God het my pa beveel. En ek moet onthou wat God my pa beveel het om te doen. Kom ons sê, ek moet onthou wat God my pa beveel het om te doen. Dan het jy vir jou kind goud gegee. That's legacy. That's legacy. Want vir die wat dit onthou, vir die wat daai legacy gevat het van hulle ouers, en presies daar volgens wandel, Josua 1, hulle sal die land in besit neem. Hulle sal voorspoedig wees in al die weë. Hulle sal daar waar hulle voet trap, daar sal God dit vir hulle gee. Vir die ouens wat hierdie ding verstaan. Eksodus 20:12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. I rest my case with daai ene, in Jesus naam. Laaste een, Matteus 7, vers 1 en 2. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, met die maat waarmee julle meet, sal julle weer gemeet word. Soek jy 'n generasie vloek? Hoe kan oupa 'n alkoholist was en pa se alkoholist en die seun is alkoholist? Ja, daar's dit, daar's dat, daar's wat ook al mens nou wil noem, gene of wat ek wil, generasie vloeke. Maar die krag van die generasie vloek is in oordeel. Ek sal nie so wees nie. Ek sal nie so wees nie. Dis oordeel. Nie pa gaan brand in die hel nie. Ek sal nie so wees nie. Pa dien hier, maar joh, daar's kompromis. Maar doen dit met dit. Sit by daai sin, die woord van eer. As dit nie vir God se genade is nie, gaan ek 100 maal meer foute maak as my pa. As dit nie vir God se genade is nie, gaan jy 100 maal meer foute maak as jou ma, jou pa, jou ouma, jou oupa, jou familie, jou boetie, jou sussie, jou onderwyser, jou pastoor, jou baas, die skoolhoof. Jy gaan 100 maal meer foute maak. En hel wag net dat jy dit sê. Hel wag net dat jy daai vinger uitsteek. Want dan kan hy vloek kom. Dan het hy vloek volgens die woord gesag. Die duiwel het geen gesag nie, behalwe as jy as gevolg van die woord van God vir hom gesag gee. En as die woord van God sê, oordeel en jy sal geoordeel word, dan wag die duiwel dat jy volgens die woord optree. Maar volgens die waarskuwing van die woord dit ignoreer. Wanneer jy oordeel, sal jy geoordeel word, en daarom kan die duiwel na jou toe kom en hy het gesag met daai generasievloek. Want jy het opgetree soos wat Jesus gesê het, dat wanneer jy oordeel, gaan jy geoordeel word. Klaar. Vind jou beskerming in die woord. Maar die woord is gevaarlik, as jy hom ignoreer. Dan is hy gevaarlik, my broer, my sis. Daar's twee ander wat jy net kan vinnig, vlugtig neerskryf. Daar's 'n oordeel met die nagmaal. Ons gaan nagmaal net nou hê. Daar's 'n oordeel met die nagmaal, 1 Korintiërs 11. Daar's 'n oordeel met die nagmaal van, wat hy sê, as ek die liggaam nie onderskei nie, dit wil sê as ek nie vergewe nie, as ek ouens nie deur die bloed kan sien nie. Daarom sê hy, maar die mens moet homself beproef en so van die nagmaal eet en drink. Anders drink en eet hy 'n oordeel oor homself. Maar beproef jouself dat jy in gebrokenheid en in nederigheid voor God kom, om te onthou wat ek het en wat ek beleef is net genade. Dis as gevolg van die bloed en as gevolg van die liggaam wat gebreek is aan die kruis vir my sonde. Hallo? En die ander ene, nou, daar's baie wat ons kan uithaal, ek nog net hierdie ene, en is Jakobus 5 vers 9. Murmurering, oordeel. Onthou julle? Moenie teen mekaar sug nie.
sodat julle nie in 'n oordeel val nie. Jakobus 5:9. Moenie teen mekaar sug nie, sodat julle nie in 'n oordeel val nie. Broer en sus, en wat hoor jou kinders? Hoe jy sug? Oor die goedjies? Of hoor julle die getuienisse van God, die hart van God, hoe jy God liefhet vanuit jou hart, sodat hulle 'n toekoms het, en dat hulle nie onder die juk van 'n oordeel, wat op pa en ma gekom het, staan, en hulle moet nou daar uitkom op 'n manier. Hulle moet nou daar uitkom op 'n manier. Verslaan jy nie jou Goliat nie. My sis, jou kinders moet so 8 Goliats verslaan. Want Goliat is nie dood nie, hy het toe nou kindertjies gekry. So los vir jou kinders 8 Goliats, omdat jy nie met jou Goliat deel nie. Nee, dit gaan nie gebeur nie in Jesus naam. Ons gaan deel met daai Goliat. Hoekom? Want Dawid het 'n respek vir God gehad, en nie 'n respek vir Goliat nie. Die hele nasie het gebewe, want hulle het 'n respek vir hierdie Goliat gehad, en sy vermoë. Maar Dawid kom en sê, hoe durf jy so cheeky wees teen die slagordes van God? Hoe durf jy so cheeky wees? Hoe durf jy so min respek hê met jou koggel? Hallo? Daarom sê die Here, as jy my weerwandel en doen wat reg is in my oë, dat jy nie God sal terg nie. Dit klink verskriklik, daai Ou Testament wat sê, dat jy God nie sal terg nie. Daai konteks van terg is hierdie arrogansie, waar respek nie is. As jy 'n mokkerie kan maak van iemand, wat wil jy eintlik sê? Jy's niks. Kom, laat ons nie disrespekvol teenoor ons God wees nie. Om God te terg is om die vrees van die Here nie op jou lewe te hê nie. Terg is ek kan maak wat ek wil. Nee, ek bewaar dit met my hart en ek gaan oppas. Ek gaan aspris mooi kyk. Ek gaan dit oppas dat ek in sy weë wandel. Want ek soek 'n nalatenskap. Ek soek 'n goddelike toekoms vir my kinders en my kleinkinders. Here, kom en doen dit wat U wil doen, asseblief. Here, kom en doen dit wat U wil doen in ons lewe. En eerstens wil ons sê, Here, vergewe ons vir elke ding wat nie reg was in U oë nie. Here, en as ons elkeen hier so sit, dan wil ons eintlik sê, elkeen van ons, vergewe ons dit wat ons verkeerd gedoen het. Daar waar ons selfs ouers geoordeel het en die vloek daarvan beleef het in ons eie lewens. Ons vergewe nie net ons ouers nie, ons vra dat hulle ons sal vergewe waar ons hulle nie geëer het nie. En ons breek so die generasievloek wat die vyand reg gehad het tot ons lewe. Maar Vader, ons bid vir U genade dat ons sal weet wat U vir ons in ons hart sê. Leer ons Heilige Gees hoe om ons kinders en kleinkinders te vertel wat U in ons harte sê, wat U in ons harte spreek. Dat ons kinders sal sien hoe ons die Here vrees met 'n respek, hoe ons 'n respek vir U woord het, 'n respek vir U teenwoordigheid, 'n respek vir wat U doen, Here. Dat ons sal vertel met dankbaarheid, die voorsiening, met dankbaarheid, die vergifnis, met die dankbaarheid vir U genade oor ons lewens. O Here God, kom en doen dit in ons lewens asseblief. Ons vertrou U daarvoor, selfs ook so nou as ons die nagmaal gebruik. Help ons om dan te onthou en te vertel dit wat U vir ons gedoen het, in Jesus naam.